Baie welkom by ons program Woord Aktueel. Dis 'n voorreg om elke week met jou te kan deel. En ek het die voorreg om vir Rihanna Mouton in die ateljee te hê. Dis 'n groot verskil tussen Mouton en Mouton. Amper dieselfde ding. Amper dieselfde. Rihanna, ek wil net graag hê jy moet jouself aan die kykers net bekendstel. Wie is Rihanna? Waar kom jy vandaan? Wanneer het jy ontdek jy het 'n sangtalent? En wat doen die Here vir jou? Sure. Baie dankie vir die voorreg wat ek het om saam met julle en saam met die kykers te kan kuier. So ek wil ek weet eintlik nie waar om te begin nie. Miskien net by jou familie. Ons sal nie jou ouderdom vra nie. Jy weet, jy's ongetroud? Ek is getroud. Nee, ek is getroud. Ja, manlief moet die pot aan die kook hou daar by die huis vandag. Okay, en kinders? So, nee, ons het nie kinders nie. Ja. Ek sien, beplan julle? Ek en Pieter. Wel, ons wag op die Here en ons kyk wat gebeur. Dis wonderlik. So alles natuurlik in sy wil, maar op hierdie stadium is ons lekker baie op die pad en baie bedrywig. So dit maak dit vir ons aansienlik makliker om net die tassie te gryp en te gaan bedien as die Here ons roep. Net vir jou sê, mense word nooit te oud nie. Verlede jaar het 'n swart vrou geboorte gegee aan 3 kinders op die ouderdom van 65. Oh wow, so ek het nog 'n paar jaar. Jy het nog 'n klomp jaar. Jy het baie ver daarvandaan. Ja, nee, ek maar vertel ons net, waar het jy groot geword? Wel, ek het eintlik so in al die provinsies het ek groot geword. Ek is gebore in Natal. En dis ook daar waar ek die eerste keer ervaar het dat Jesus my roep om my hart en my lewe vir hom te gee. Ek dink ek was skaars 6 of dalk 7 jaar oud. En van daai oomblik af het ek so borrel in my gehad om net te sing. En ek wou altyd net liewe Jesus liedjies sing. Altyd liedjies van die kerk. So dit was altyd my passie van kleins af om hierdie boodskap deur sang uit te dra. So waar ek ook al die geleentheid gekry het by sangtalentkompetisies of enige plek, as daar geleentheid is, dan wil ek 'n liedjie van die kerk gaan sing. En so het ek toe nou ook my heel eerste talentkompetisie gewen, natuurlik met 'n liedjie van die kerk. En so dankbaar dat Watter jaar was dit? Sjoe, ek was seker, hoe is dit nou in die ou dae se B gewees? So dit was so graad 2 rond gewees. Dis wonderlik. Wat ek sommer by 'n buitelig, dit was 'n groot 'n bring en braai tipe kuier by die buiteklub en ek hoor daar's 'n talentkompetisie en ek sê ek wil asseblief gaan sing en my ma vra wat gaan jy sing en ek sê natuurlik 'n liedjie van die kerk en ek het daai dag tussen al die ander mense wat mooi liefdes liedjies gesing het ek opgestap en sonder enige begeleiding het ek vir die mense gaan sing, daar is niemand soos Jesus, niemand soos hy. Ek seker 'n paar ooms was geskok want hulle het daar gestaan met die dop en die chop en ek bring vir hulle die goeie boodskap en daai dag het ek my eerste talentkompetisie gewen met daar is niemand soos Jesus, niemand soos hy. Johannes 6:63 sê, die woord van die Here is gees. En dis lewe. Sal staan iemand met 'n dop en 'n chop, sny die woord te bring skeiding tussen gees en siel. Hebreërs 4:12. En hoe het jou sangloopbaan begin? Ek het nou maar altyd by die voorsang by die kerk was ek betrokke gewees en later het ek en my broer maak musiek. Hy speel omtrent enige instrument. So ek is baie bevoorreg. Ek is die lui ene, so ek sing net en hy moet sorg dat daar musiek is. So jy het nie 'n musiekinstrument wat jy bespeel nie? Ek bespeel, maar ek wil my nie uitgee as 'n instrumentmens nie. Ek kan myself begelei en ek skryf my liedjies op die instrumente, maar dan gee ek die lied vir die mense wat dit kan doen. En dan maak hulle vir my die mooiste musiek, so ek hoef gelukkig nie te bekommer oor die musiek maar maak nie. Jy bring iets uit jou hart uit, en die dat jy die liedjies skryf. Ja, verseker. Want daar is tog, vir my die uniekheid, is dat die Here gee vir jou gawe. En alhoewel in 'n gemeente, as 'n herder van 'n gemeente, ek weet wat werk en wat nie werk nie. Maar ek kan nie die gemeente lei nie. As ek begin sing, sit hulle my klank af. Want die span sê, hulle weet nie op watter noot ek sing nie. Niemand kan saamwerk nie. En net wanneer jy toe begin CD sny? Sjoe, ek het eers later het ek eintlik so 'n lang getuienis en ek gaan nie dit nou alles deel nie, maar
Op 'n stadium in my lewe het ek wegbeweeg van die Here af en doelbewus besluite geneem sonder om hom te ken daarin, want ons weet natuurlik, ons weet wat die Here se antwoord is op dit wat ons vra. Ek wil jou 'n snaakse vraag vra. Jy weet, ek het ook in 'n tyd, ons gebruik 'n lelike term, gebackslide. Ja. My vriende sê ek was so ver gebackslide, ek was buite sig. en ek het redes gehad, want ek het gesukkel met verwerping. So ek het aanvaarding gesoek. En ek het aanvaarding gaan soek in die wêreld. Alhoewel ek het nie kerk gekry het, was dit nie die wow aanvaarding nie. Hoekom sou jy sê het jy weggeglip? Wel, ek dink dit was 'n rebellie gewees. Dis baie mooi dat jy eerlik is. Want jy weet, rebellie is die soort van ek gaan my lewe lei op my manier. En ek gaan doen wat ek dink, soos ek dink wanneer ek dink. En baie keer besef ons nie dat rebellie in Samuel 15:23 sê, is soos die sonde van heksery. En dis waar koning Saul sy eie pad begin volg. En daar waar hy sy koningskap verloor. En weet jy, terwyl jy daaroor praat, dat jy's 'n pragtige vrou en jy's 'n koninklike priesteres, alhoewel die Bybel praat van 'n priesterdom. Maar as die vyand dit kan steel, dan steel hy eintlik jou ware identiteit om saam met Jesus aan die regterhand van God. Jesus sit aan die regterhand van God, so ons sit as die bruid aan die regterhand van Jesus, om saam met hom te regeer. Nou hoe het jy daar uitgebreek? Ek wil het jy teruggekom na die Here toe? Ek wil nou sê saam met die rebellie. Ek dink wat dit vooraf gegaan het, is depressie, dink ek. Kyk, die woord van die Here sê dat die vreugde van die Here is ons beskutting. En ek sien dit in al hoe meer jong mense se lewens, dat die vyand probeer daai beskutting wegvat. So as ons vreugde kan steel, dan is ons 'n oop teiken. En dit het oorgegaan in 'n rebellie later van, maar ek wil doen wat ek wil doen. Hoekom sou jy sê het jy depressief geraak? Want jy weet, jy raak aan belangrike aspekte van die triomf van 'n mens se lewe. Ek weet eerlikwaar nie. Ek sien dit is 'n tendens by alle jong mense. En ek dink nie ons kan regtig ons vinger daarop lê en sê dis die rede en dis die rede en dis die rede nie, want ek het tog in 'n gelowige huis groot geword. Ek het die voorreg gehad om my ouers te hoor bid en by hulle te leer en saam met hulle die Bybel uit te lees. So my fondasie was stewig, maar nogtans het die vyand gekom en hy het vir my kom takel met depressie, net 'n gevoel van ek is nie goed genoeg nie. Hoekom praat mense met my, want hulle gee tog eintlik nie om nie. En dan begin mens mure bou. 'n belangrike ding. Ek is nie goed genoeg nie. Dit was my rede. Ek was nie goed genoeg nie. Want jy weet, die mense wil jou meet. En in die konteks van, en ek sê radikale ding, Rihanna se opinie van Rihanna tel nie. Want jy het nie in 'n sin 'n reg om 'n opinie van jouself te hê as God 'n opinie van jou in Jesus het. So hy kyk na jou Jesus potensiaal, maar die wêreld sê kyk in die spieël, kyk na jou potensiaal. Jy's te maar, jy's te kort, jy's te lank, jy's oorgewig, jy's nie aantreklik genoeg nie, jy's nie mooi genoeg nie. En nou val ek in die gat van die maatstaf van die wêreld. Hoe het jy daar uitgekom? Dit was 'n lang proses. Al die goed het net begin sneeubal uiteindelik tot jy in 'n gat beland wat jy dink, "Sjoe, hoe het ek hier beland en hoe gaan ek hier uitkom?" En op 'n stadium was ek kwaad vir die Here en gesê, "Maar ek het gelowig groot geword. Hoekom gebeur hierdie dinge met my?" En tot ek besef het dat dit was besluite wat ek self geneem het wat gemaak het dat ek hier beland het en ek het dit geweet. En ek het begin vrede maak daarmee en vir die Here gesê, "Joh, ek weet dit 'n roeping op my lewe van kleins af, ek weet dit, maar ek het nou heeltemal opgemors. Daar's nie 'n manier dat ek ooit weer in hierdie roeping sal staan nie. Ek weet wat hy vir my beplan het, maar dis nou weg. Want ek kan nooit weer voor mense staan en sê, weet julle, God is groot en God is goed en want ek het nie hierdie perfekte lewe nie en ek sit self in hierdie gat en hoe moet ek nou weer voor mense staan nou alles wat ek aangevang het in my lewe." En al wat die Here net weer vir my kom sê elke keer is net, my genade is vir jou genoeg. En die woord genade is
ons kan soms ongenadiglik wees. Ja. My geestelike vader het op 21 begin bedien toe hy klaar studeer. Hy het nou op 81 een van my geestelike vaders afgetree. Oh, wow. En hy sê 'n interessante ding. Ek vra vir hom Dr. Fred Roberts, na 60 jaar in die bediening, wat is jou grootste fout? Hy sê ek was te genadig. Wow. Ek sê as jou lewe kon oor hê, Ja. ek sal weer genadig wees. So, dis die genade van die Ja. Here wat ons kom uithaal. Ja, En hoe lank terug verseker. was dit dat jy uit daai gat uitgekom het? So, dit was seker so 15 jaar terug om en by. Wat die Here toe reg my pad begin stap het, wat ek toe net, ek het vrede gemaak daarmee, gesê Here, dis maar alright. Ek weet ek het opgemors. Wat ook al U nou van my gee, tweede beste, ek sal dit doen. En ek dink eers toe ek op die punt kom wat ek vir die Here gesê het, ek weet nou nie meer hoe om aan te gaan met my lewe nie. Ek maak 'n gemors van alles en net alles los en sê Here, kom neem U net oor. Van daai oomblik af, toe kon die Here begin bou en hy kon weer maak. En wat die mooi daarvan is, hierdie stikkend wat ek gesien het, hy kom heel maak en hy het dit so mooi gemaak. Dat inteendeel, daai gemors waardeur ek was, is vandag my grootste getuienis. En ek dink die vyand is vies dat hy my deur hierdie goed gesit het, want hy het my probeer afdruk en afkraak, maar die Here het dit gebruik juis as my grootste getuienis in my bediening vandag. So ek weet as die Here vir my 'n situasie so kan omdraai, dan kan hy dit vir almal doen. Daai gat, daai gemors, daai modderspil waarin jy jouself bevind, die Here kan dit omdraai en hy kan dit jou mooiste en grootste getuienis maak. En dan is daar natuurlik 'n pad wat jy moet begin stap en daar's dinge in jou lewe wat jy moet regkry. Dis nie net eensklaps en dan's alles weer mooi nie. Die Here begin jou leer en ek het ook geleer die Bybel is 'n doenboek, is nie net 'n leesboek nie. Daar's sekere goed in my lewe wat hy gesê het, raak ontslaaf van dit, doen daai, kry hierdie in orde. En dit was seer. En ek was kwaad vir die Here oor ek moes goeders aanpas in my lewe en dinge anders doen as wat ek wou doen. En tog weet ek dat die Here weet wat hy vir ons beplan. Daai Jeremia 29 vers 11 en ons vergeet om vers 12 en 13 te lees wat hy sê, soek my aangesig en vra na my wil en ek sal my wil aan jou openbaar. En ons wil nie daai, ons wil nog steeds ons wil, maar ons soek nog steeds God se voorsienigheid. En daar het ek besef dat daar's twee kante, daai afskuif en klaar maak met goed in jou lewe en dit wat die Here vir jou sê, maak klaar, is nie omdat hy net wil reëls en regulasies neerlê nie, dis omdat hy wil beter gee as die goed waaraan ons so vasklou. So dit Ek wil was so inbreek in die vloei en terugkom. Jy het iets begin met 'n krokodil. En jy weet, Ja. ek weet dit moet warm wees in daai krokodilpak. En ek wil nie jou ma verder straf nie. So, as dit goed is met Wieke, dink ek gaan vra dat die krokodil so agter ons kom staan Ja. en dat jy ons 'n bietjie vertel van die Ja. krokodil. Ek wil Dan julle kan ons later terugkom na die getuienis toe. So ons Dis wil reg, sê, dis welkom reg. dat die krokodil op die toneel kom. Krokkie, ek is so bly om te sien Krokkie is hierso. Krokkie, waar is jou stert? Daar is hy, kom staan mooi hier tussen ons. Krokkie, is jy darm al wakker? Krokkie het heel pad gelê en slaap, al die pad daar van die Vrystaat af. Toe oogies geslaap. Ek sien Krokkie is darm nou wakker. Ou Krokkie. Nou Krokkie is nou ons nuutste byvoeging in ons gesin. Dis ek en Pieter en dan het ons nie kinders nie, maar ons het nou vir Krokkie ryker geword. En ons is so dankbaar. Dis 'n groot kind. Dis 'n groot kind, dis 'n groot kind. En ons het baie lank vir hom gewag en baie lank aan hom beplan. En dit is deel van 'n nuwe bediening wat die Here vir ons gegee Nou het. wat doen Krokkie in die bediening? Krokkie is deel van Hoopelik ons eet Krokkie nie kinders nie. Krokkie is deel van ons kinderbediening. Nou sien. Krokkie is gebaseer op die krokodil in Job, ek dink is 62, 63, loop so oor daai 2 hoofstukke wat die Bybel praat van die krokodil en al die eienskappe van 'n krokodil. Ek sien. En krokodil het net al hoe meer by my kom in my hart kom inkruip en ek wil so graag hierdie boodskap deel met die mense daar buite dat ons moet pastoor het self net nou gesê ons moet begin vurig raak en partykeer is ons
te veel genadig. Ons moet ook bietjie meer begin vurig raak. En dis wat die Here vir my gewys het, is dat 'n krokodil is onverskrokke. En hy's rustig en hy lê in slaap daar langs die dam en die voeltjies kan uit sy bek uit eet. Hy's so rustig, vredelievend. Dis dit nie wat die Bybel vir ons as kinders van God sê wat ons moet wees nie. So dis wat ons moet doen, is vredelievend en rustig wees, maar sien ek kom net die kontras van die krokodil. Ja. Want ek kom van Venda. Ja, en in Venda is daar die Van Doetsie meer. Ja. Want hulle nou elke keer 'n jaar het hulle 'n maagd gevat. Gewoonlik hier tussen 16 en 18. Okay. Onder die swart mense daar. Ja, dan offer hulle haar vir die wit krokodil. O, genade. En ons het vreeslik, dit was 'n hengse ding met die polisie om die ding te stop. Ja, en nou het jy 'n krokodil wat jy aan die kinders bekend stel. Daarom wil ek weet, gaan die krokodil nie die kinders eet nie? Krokodil is darem 'n bekeerde krokodil. Al wat krokodil doen. Okay. Hy voer hierdie opdrag uit wat Jesus ons gegee het van gaan en gaan maak disippels. Dit is die kontras van die krokodil, hy het twee kante. So vredelievend, rustig, maar as die Here vir hom sê nou is die tyd om nou te gaan en te gaan disippels maak. Kyk, as 'n krokodil opstaan, dan moes jy al gehardloop het. En dis wat krokodil doen. Hy's onverskrokke en hy gaan ons leer om 'n ding vas te gryp en deur te bid en nie te los nie. En dan natuurlik ou Krokkie is gepantser. Job sê vir ons dat daar's geen ander dier in die diereryk wat die krokodil sal aanvat nie. En die krokodil is gepantser en hy het al hierdie knoppe en skille en velle en skerp tande. En ons moet besef wie en wat ons in Christus is. En dat as God ons die opdrag gee om iets te gaan doen, om so onverskrokke te begin raak soos 'n krokodil, maar onthou om die volle wapenrusting van God aan te trek, sodat ons kan staande bly. So alles wat God geskep het, daar's 'n wonderlike versie in Romeine 1:20 wat sê natuurlike dinge vergelyk met geestelike. Ja. So dis die konteks wat jy gebruik uit die krokodil, amper die teenstelling. Ja. Die totale teenoorgestelde kontras om waarhede aan die kind oor te dra. Ja. En daar's 'n dier wat hom nie van gemaklik vergeet nie. Sy vergeet nie maklik van 'n krokodil. Van daar's die ou grappie van 'n merwe wat 'n nuwe hond in die buurt het. Ja. En hy maak al die honde dood. En die ou sê, maar wat 'n hond is die? Hy sê, voor ek sy stert afgekap het, was dit 'n krokodil. Lekker lag, Krokkie, né? Krokkie, ons sal nie jou stert afsny nie. Jy het 'n pragtige stert. Maar dis wonderlik. So 'n deel van jou bediening is om uit te reik na kinders. Ja. Sing jy kinderliedjies ook? Ek is besig tans om aan die kinderserie te skryf. So ons gaan eersdaags begin opneem. Maar my doel is regtig nie net om eerstens om kinderhartjies te kan aanraak deur krokodil en die boodskap wat hy uitdra, dat al spot die mense ons, al sê hulle ons is lelik en 'n ou aaklige dier, dit wat God in ons belê het, hy sien ons en hy sien ons potensiaal en hy gee vir ons 'n doel en 'n rede en iets wat ons moet gaan uitleef. Maak nie saak wat die wêreld van ons sê nie. En maar ek wil graag die groot mense ook betrek, want ek voel tog daar's 'n leemte in gesinsbediening. Ons leer die kinders bid en ons leer die groot mense bid, maar wanneer ons bymekaar kom, dan weet die gesinne nie hoe om te aanbid en om mekaar se hande te vat en mekaar te dra nie. So ek wil graag met Krokkie die groot mense saam met die kinders laat sit, hulle leer om te aanbid en hulle waarhede uit die Bybel uit leer. Dis my nou iemand kyk nou na die program en dink om jou te nooi met Krokkie. Ek dink byvoorbeeld aan ons kinderkerk. Ja. Ek weet mense verskil, maar ons het 'n kinderkerk. Ja. Omdat ons voel die kind moet op sy vlak bedien word. Ja. Ek moes kerk toe gaan en langs my ouers sit. Ja. Die min wat my ouers in die kerk gekom het, jy weet, om kinders te doop, om iemand te begrawe, en dan is my bout altyd blou geknyp. Sit stil en luister. Jy weet, en dan sê ek verstaan die dominee nie. Ja, jy weet, en hy praat bo in my kop, en wat hy sê, het beteken vir my niks. Ja. En
ek verwag nie dat die dominee moet afkom na my vlak toe of die pastoor nie, maar 'n kind word op 'n ander vlak bedien. Ons bedien ons kinders op 'n ander vlak. Nou as julle nou sou kom, hoe kan hulle jou in die hande kry om jou te nooi om saam met Krokkie te kom bedien? Ja, asseblief, ek en Krokkie wil graag by die gemeentes uitkom en 'n bietjie kom kuier. Gee ons net 'n bietjie jou telefoonnommer of jou webtuiste ook? Ja, kom ek gee my telefoonnommer. Dis 073 378 7940. Herhaal dit net weer. Dis 073 378 7940. Dit sal ook aan die einde van die program onderaan wees. En die webtuiste? Die webtuiste het ek nou nog nie Krokkie se foto's op nie, want ek moet vir julle sê, vandag is vir ons 'n baie groot dag. Dis eintlik die eerste keer dat Krokkie uit die huis uitkom, so hy is nog ons baba en dis hoekom hy so 'n bietjie skaam is vandag. So is dit 'n huiskrokodil. Dis 'n huiskrokodil. Wil ons vandag net vir die huiskrokodil sê welkom in die ateljee. So dis vir ons 'n groot dag om ons eerste dag saam met Kruiskyk TV te kan spandeer. So ek gaan foto's van Krokkie gaan ek sommer op my Facebook ook sit en eersdaags gaan dit op my webwerf ook wees. So julle kan sommer gaan loer op die internet as julle net insit Rihanna Mouton, dan sal julle op die musiekvideo's afkom en al die webwerwe waar my bediening se goedjies geadverteer word. So julle is baie welkom gaan loer bietjie, gaan kyk waarmee hou ek myself besig. Jy het iets interessant gedeel. Jy het in 'n huis groot geword waar jou ouers hoor bid het. Waar jy geestelike belewenis gehad het. Ja. Nou daar's 'n fondament. In Matteus 7 praat die Here van die huisbouer. Een wat op sand bou en die een wat op klip bou. So al het die storms het gekom. Daar was skade. Maar jou huis het bly staan. En dan sê Filippense 1 vers 6, die goeie werk wat die Here begin, sal hy volbring. Hy sê, ek het juis vertroue hierin, sê Paulus. Ek sê altyd vir ouers, as jy iets belê het in 'n kind, vertrou dat die Here, dat hy goeie werk sal gebruik. Want een of ander tyd, as ek die term kan gebruik, van die verlore seun, en 'n Engelse leenwoord, when you hit rock bottom, toe hy in die varkhok was, toe onthou hy, ek het askies 'n pappa wat omgee. Nou hoe het jy uit hierdie gat uitgekom? Het jou ouers jou gehelp? Was jy in 'n diens? Is jy op jou eie? Want iemand luister na jou en hulle het per toeval, alhoewel daar nie by die Here toeval is nie, die televisie aangeskakel. Hoe het jy by die Here weer terug uitgekom? Ek dink alles het begin by daai dag dat ek vir die Here gesê het, ek weet nie meer nie. Ek was eintlik kwaad vir die Here gewees, want interessante ding is, daai toetse wat jy dop in die verlede, kom sit hy weer voor jou neer, en jy skryf hy toets weer, en dit was my so seer, en was my so onregverdig, en dit was seer. Weet jy, 'n profeet kom na my toe en hy sê vir my, o ja, hy sê, jy het 'n toets geskryf, en gedop. Hy sê, en die Here gaan jou om die berg vat, al is dit 10 keer. Maar jy gaan die toets slaag, want hy het iets meer vir jou. En dit is nie lekker nie. Jy soek nie so profetiese woord nie. Nee, ek was so kwaad, en dat die Here my weer voor hy selfe besluite sit. En ek onthou, ek het my Bybels mos so gegooi en ek het geskree, doen net wat jy wil, want ek weet nie meer nie. En ek dink die Here het gewag vir hy woord om te sê, Here, doen wat u wil, want ek weet nie meer nie. Al was ek hoe kwaad, al het ek hoe geskree, is ek so dankbaar dat God 'n vaderhart het, en dat hy my woorde verstaan het, nie op 'n manier wat ek het geskree het nie, maar het my hart gesien. En hy toe met my begin 'n pad stap. Ek was nie naby my ouers op daai stadium nie, ek was alleen. En ek was in 'n ver plek gewees, maar ek het toe begin betrokke raak by 'n gemeente. Ek het net nodig gehad om met ander kinders van die Here te kan sit en te kan deel en te kan praat, saam te kan aanbid. En musiek was vir my, ek dink seker een van die grootste heel maak, wat kan ek dit noem, toerustings, om dit te kon sing, en om die Here te begin loof en prys te midde van my omstandighede, het vir my heling gebring. Psalm 22 kom Dawid en hy kla. Is die psalm wat praat oor die kruisiging. En hy kla oor sy verlatenheid, wat die kruiswoorde van Jesus is. My God, waarom het u my verlaat?
Maar dan doen hy iets wonderlik. Dan sê hy, tog is hy die heilige wat woon onder die lofsange van Israel. Ja. Skielik besef Dawid waar die Here woon. Ja. En weet jy, die interessante is, jou ouers het 'n fondament gelê, en hier kom jy na 'n kerk toe. Ja. Maar mense sê, wat moet ek met die kerk maak? Ja. Daar's 'n plek waar mense die Here aanbid, en dis 'n plek waar die Here woon. En nou kom jy na 'n plek waar die Here woon, en jy kom in die woning van die Here in lof, en skielik is jy by die huis. Ja.